Kom ons word stil, en dan gaan ons net saam bid. Ons wonderlike hemelse Vader, ons aanbid U vanmôre as die skepper van hemel en aarde. Vader, baie dankie dat U liefde aan ons kom openbaar het in U Seun Jesus Christus, wat na hierdie wêreld gekom het om 'n sondelose lewe te leef en 'n eenmalige volmaakte dood te sterwe, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, die Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Gees wat oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel, die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid. Vader, baie dankie vir die wonderlike Bybelboek. Dankie dat ons in ons eie taal kan lees dit wat U vir ons in gedagte het. Dankie dat U woord die onveranderlike bron van waarheid is, en dat deur al die eeue, elke mens, elke geslag, elke persoon kan lees wat die Gees aan die gemeente wil sê. Here, U standaard verander nie soos ons as mense standaard verander nie. U sê nie gister iets en dan môre verander U weer van gedagte nie. U is die onveranderlike, alleenwyse God, aan wie toekom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Vader, ons dankie vir die gemeenskap van die heiliges. Dankie dat U 'n besondere seën gebied wanneer U kinders saamkom. En baie dankie dat U ook in 'n erediens soos hierdie oortuig en onderrig en ons teregwys en ons leer en ons lei in die waarheid. Daarvoor eer ons U, want U is die God van hemel en aarde. En U het beskik en bepaal dat U kinders op hierdie manier by mekaar moet kom, om eer en lof en dank aan U te bring. Dankie vir elke lied wat ons kon saam sing. Dankie dat ons eer aan U kon bring. Here, vir die feit en wete dat U aan die kruis gesterf het, sodat ons gered kan word. Dankie dat ons weet U is ons onderhouer, dat U die belofte gee, die goeie werk wat U begin het, sal U voleindig. Baie, baie dankie dat ons vanmôre kon saam sing en ons harte kon voorberei vir hierdie erediens. En ons vra nou, Here, dat U ons ore sal open vir die waarheid van U woord, dat U ons gedagtes gevangene sal neem tot gehoorsaamheid aan U, dat U voorbereide harte sal vind, waarop die saad van die woord sal val, en Here, dat ons dit sal oordink, sodat dit kan wortel skiet en vrug kan dra, ja 30, 60, 100voudig tot U eer, en tot verheerliking van U naam. Vader, ons wil vanmôre kom bid vir ons kinderhuis uitreike, ons bid vir daardie jong mense, daardie kinders, hulle is deur so baie, en bid ons dat elke uitreik, Here, sal wees tot verheerliking van U naam, dat U die kinderharte sal voorberei, hulle wat moet uitreik na die kinderhuise, dat U die waarheid van U woord in hulle harte en hulle mond sal lê, en dat daardie kindersiele sal uitroep om genade. Want Here, dis een ding wat seker en vas is, dat hierdie is ons slegste lewe ooit. Dis 'n lewe van droefheid en hartseer en pyn en elende. En al probeer ons vir onsself 'n Utopia op aarde skep, weet ons, dat dit die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna gaan ons voor U staan, en daarom bid ons hierdie kinders wat hier so baie al is, dat hulle die wondergenade van God in Christus sal sien, dat U hulle geestelike oë sal open, dat hulle sal sien dat die ware sin in die lewe lê daarin, om Christus te ken en hom as gekruisigde, en dat hulle sal leef om U te verheerlik, dat hulle uit hierdie seer U genade sal sien, en dat hulle die wondergenadegawe van redding sal smaak, en dan die hoop van die ewige lewe om saam met U te wees, vir tyd en ewigheid. Nou vra ons, Here, dat U dit sal stilmaak in ons harte, en dat U in alles geëer en verheerlik sal word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, vanmôre gaan ons net 'n samevatting van die wet van die Here hanteer, soos ons het vind in Matteus 22, daar vanaf die 34ste tot die 40ste vers, 'n baie besondere gedeelte. Dit handel maar oor die Fariseërs en die Sadduseërs wat na die Here gekom het om hom te versoek, en die Bybel sê vir ons, hulle het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En dan verwys hulle terug na die 10 gebooie, Eksodus 20, die Ou Testament, en hulle versoek die Here en vra vir hom, lig vir ons een uit wat U dink is die belangrikste, met die doel dat hulle Christus kon aankla. En Jesus antwoord hulle sonder om te aarzel, en hy sê, jy moet. Dis ononderhandelbaar, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel,
en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. As 'n mens die samestelling van die 10 gebooie bekyk, dan sien ons dat die een deel gaan oor ons liefde vir God en die ander deel ons liefde vir ons naaste. En dis presies wat die Here Jesus hier sê, as ons God lief het, sal ons ons naaste lief hê. En ons daaglikse begeerte moet wees, Here, dat ons U sal lief hê met 'n volkome hart. En dis waar ons stoei, vriende, want ons harte is soms verdeeld. Soms is daar soveel dinge van die wêreld wat na ons kant toe kom. En die gebed van my hart is dat ons opnuut vanmôre sal sê, Here, ek wil U lief hê met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand, en dat my naaste sal sien dat ek aan die Here Jesus Christus behoort. Ons gaan vanmôre staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen gaan in sy en haar hart saam met my die volgende woorde spreek, daarna gaan ons spontaan saam sing van Gesang 245, die verse soos aangebring. So kom ons staan. Vriende, met ons hele hart bely ons en glo ons in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, ons is vanmôre uiteindelik by Psalm 46 en nie 48 nie. Ek het vir u gesê in die weke wat verby is, ons is besig met die reeks uit die boek Genesis en dan ook uit die boek Psalms, en die afgelope paar weke het ons het onderbreek met sekere aktuele temas wat ons moes hanteer het, en vanmôre gaan ons uitkom by Psalm 46, toe ek nou gaan kyk op my lys, toe sien ek is nog nie by 48 nie, maar by 46, 'n baie besondere Psalm met die opskrif, God is 'n toevlug. En ek gaan vanmôre met u dit deurlees, en u sal nog steeds sien, dit is 'n Psalm van die kinders van Korag. Ek gaan nie alles verduidelik rondom die kinders van Korag nie, ons het by die eerste Psalm van hierdie kinders van Korag vir u breedvoerig verduidelik wie hulle is, God se genade wat hy oor hulle uitgestort het. U onthou dat hulle voorvaders rebelle was en opstand gekom het teenoor Moses, en dat die Here dan ook hierdie mense verdelg het, en ons lees nou van die kinders van Korag wat 'n klompie psalms skryf, en God se groot genade wat hy aan hulle bewys het. Kom ons lees saam Psalm 46 vers 1 vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Sela. Nou wie kan vir my sê wat beteken die woordjie Sela? Ons moet vir 'n paar oomblikke stil word en dink aan wat die psalmskrywers nou vir ons wil sê. Dink aan die situasie wat hulle skep vir ons hierso. Dit is soos 'n geweldige aardbewing, dit is soos 'n geweldige storm wat kom, en te midde van dit kom hulle en sê dat ons op die Here kan vertrou. Dit sluit ook in probleme in ons lewe, dit sluit ook omstandighede in. Dink vir 'n oomblik daaroor dat die Here as 'n hulp in benoudhede in 'n hoë mate beproef is. En nou vers 5. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryk het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela. Kom aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela.
Baie besondere psalm, ons eer die Here ook vir hierdie groot waarhede wat vir ons opgeteken is. Ons tema vanmôre, of ons teks van oordenking dan eers vers 2, wat sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Die tema van vanmôre se boodskap dan, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. Nou vriende, terwyl ek hierdie boodskap voorberei hierdie week, het ek besef dat hierdie 'n baie besondere psalm is vir hoofsaaklik 2 redes. Nou die eerste rede waarom hierdie psalm besonder is omdat hierdie psalm geskryf was in die tyd van Juda se benoudheid, soos ons daarvan lees in 2 Konings 18, toe die koning van Assirië Jerusalem wou oorneem, en in die tyd van koning Hiskia hierdie volk basies in ballingskap wou wegvoer. As ons gaan lees van hierdie benoudheid, ons gaan in die eerste gedagte bietjie daarna kyk, dan sien ons dat die volk in 'n baie groot benoudheid was, en hierdie psalm is geskoei op hierdie gebeure en die wyse waarop die Here sy volk verlos het. 'n Ander rede waarom hierdie psalm baie besonder is omdat die kerkhervormer Martin Luther die baie besondere, bekende en beminde lied geskryf het, A Mighty Fortress is Our God. En hierdie lied is gebaseer op hierdie psalm 46. En ek gaan vir u 2 verse lees. U is welkom om by die huis die res van die verse te gaan lees, maar hoor hierdie pragtige lied wat Martin Luther geskryf het, gebaseer op psalm 46, dat die Here vir ons 'n toevlug is. Hy sê, A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper he, amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruelheid, on earth is not his equal. Die tweede versie sê, Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask me, who that may be? Christ Jesus, it is he, Lord Sabaoth, his name from age to age the same, and he must win the battle. Hierdie Sabaoth is die gedagte van die Here van die leerskare, aan die een kant die gedagte van die vyand, wat poog om ons as God se kinders te vernietig en te verniel, aan die ander kant die een wat opstaan vir ons verdediging, die Here Jesus Christus. Gisterand in ons huisgodsdiens het ons dit hanteer, dat die Here ons advokaat is, hy is ons voorspraak, en ek kan vanmôre verseker wees, dat hy vir ons by die Vader intree, hy pleit ons saak voor die Vader, en al wil die ou vyand ons vernietig, weet ons dat ons onwankelbaar, vas in die Here Jesus sal bly staan, hy is ons rots, en alhoewel ons wankel, kan ons nie uit sy hand geruk word nie. Hierdie psalm is besonder vir hierdie redes, en kom ons kyk vanmôre na so 2 gedagtes, glo dit of nie, ek het vanmôre net 2 gedagtes, ek gee vir u moed, hier op hierdie pragtige oggend wat die Here ons gee, en kom ons kyk vanmôre wat die Here vir ons wil kom leer. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het is, dat die Here ons toevlug is, ons hoef nie te vrees nie. Kom ek lees vir u net weer, wat sê Psalm 46, ons lees daar die eerste paar verse. Daar staan, God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Nou vriende, in die navorsing het ek gesien dat die woordjie toevlug is in Engels die woordjie refuge. A shelter from rain or storm, from danger or falsehood. Met ander woorde, is 'n plek waar ons beskerming by vind. Nou, u weet dat ek so bietjie loop en soek speel, hulle noem dit ook golf, vir die ouens wat dit kan speel, maar baie keer as jy golf speel, is jy ver van die klaphuis af, en in Gauteng area is die weer redelik onvoorspelbaar in die somer, en baie keer op die verste punt, kom die donder weer, en die blitse, en dis geweldig, en die fluit blaas, en as die fluit blaas, is die gedagte dat ons so vinnig as moontlik onder een van die huisies wat hulle daar aangebring het, sal skuiling vind, dat ons nie miskien deur die weerlig doodgeslaan word nie. En glo my, dis een van die plekke waar die meeste mense deur weerlig doodgeslaan word, is op 'n golfbaan. Baie interessant.
Die gedagte is net eenvoudig, as daar die fluit blaas, dan weet ons moet skuiling gaan soek. En dan staan ons onder daar die huisies. En ons hoor die donder weer, en ons sien die blitse, en ons dink by onsself, hoe lang sal hierdie storm aangaan? En dis presies dieselfde gedagte wat die psalmdigter vir ons wil skep, is om so gou as moontlik veiligheid te verkry in tye van nood, in tye waar ons vrees, waar die storm na ons kant toe kom. En dit kan wees 'n fisiese storm, dit kan wees omstandighede in 'n land, dit kan omstandighede in u lewe, sonde, wat ook al wees, dat ons toevlug in die Here sal vind. Hy is ons veilige plek. Hy is die een onder wie se skaduwee en sy vleuels ons kan skuil, soos Psalm 91 vir ons leer. U sien in hierdie tyd waar die volk Israel in benoudheid was, het hulle geweet daar is een in wie hulle toevlug dan kan vind, en dit is die Here Jesus Christus self. U moet onthou, hulle het nog nie die volle verstaan gehad wat ons as Nuwe Testamentiese Christene het nie. Vir u nou die dag gesê dat die Bybel is 'n boek van progressiewe openbaringe. Ons sien elke keer 'n groter deel van God se grootheid, sy heiligheid en dan die koms van Christus wat vir ons in die Bybel ontvou word. Ons sien hier die volledige kanon, die 66 boeke in die Bybel wat vir ons vertel van hoe groot God se genade en sy barmhartigheid is. Maar die beginsel is een en dieselfde. Dat die Christene in die Ou Testament en in die Nuwe Testament hulle toevlug in die Here God self gevind het. Deuteronomium 4 vers 7 sê, want watter groot nasie het gode, wat vir hulle so naby is soos die Here, onse God, so dikwels as ons hom aanroep. Ek wil vanmôre u kom versterk met die gedagte dat die Here die God is wat hoor. Hierdie week ook in ons huisgodsdiens het ons gelees oor Daniël. U sal onthou, vir 3 weke het Daniël gebid. Hy het hom verootmoedig voor die Here, en toe die engel van die Here na Daniël kom, toe sê hy vir hom, Daniël, geliefde man, die Here het jou gehoor van dag 1 af. En tog moes Daniël vir 3 weke in verootmoediging voor die Here gewag het. Luister, jou situasie kan vanmôre hoe benard wees, dit kan miskien hoe uitdagend wees, weet verseker dat die Here jou, die oomblik as jy roep, hoor hy jou, en hy weet wat aangaan in jou lewe. Hy is nie onbewus daarvan nie. En soos ek vir u aan die begin gesê het, hierdie Psalm is besonders, omdat dit juis geskryf is, om vir ons so 'n bietjie die gebeure daar in 2 Kronieke 18 te verduidelik, toe die volk in 'n geweldige benoudheid was, toe die koning van Assirië Jerusalem wou oorneem. So kom ons lees gou wat het daar gebeur en hoe die Here sy volk verlos het en wat die toepassing op ons in hierdie dag en uur en tyd is. 2 Konings 18:29. So sê die koning, dis nou die koning van Assirië, se afvaardigers, of die afvaardiging sê eerder so, wat nou na Jerusalem kom, en hierdie afvaardiging sê die volgende vir die volk Israel. So sê die koning, laat Hiskia, die koning van Israel, julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie uit sy hand kan red nie. En Hiskia moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê, die Here sal ons sekerlik red, en hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie. Luister nie na Hiskia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap, en trek uit na my toe, en eet elkeen van sy wingerdstok, en elkeen van sy vyeboom, en drink elkeen die water van sy put. Totdat ek kom, om julle te haal na 'n land soos julle land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde, 'n land van olyfbome en heuning, dan sal julle lewe nie sterwe nie, en luister nie na Hiskia nie, want hy verlei julle deur te sê, die Here sal ons red. Klink dit nie vir u soos die wêreld vandag nie? Die wêreld wil vir ons sê, man, waarom hoop julle nog op hierdie God? Hoeveel keer het hy julle al teleurgestel volgens die wêreld se opinie? Hoe dikwels hoor ons hoe die wêreld eintlik spot en hoe die wêreldkinders van God uitjou en ons eintlik in 'n posisie plaas waar ons onsself begin wonder, maar hoor die Here nog en gaan die Here vir my uitkoms gee? Dan wil ek u vanmôre begelei deur hierdie gedeelte om net opnuut vir u weer moed te gee en hoop te gee in die God van die Bybel, wat die getroue verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob is. Kom ek lees vir u verder 2 Konings 19 vers 5. Nou stuur koning Hiskia, die koning van Jerusalem, stuur nou afvaardigers of
'n afvaardiging na Jesaja die profeet, wat in daardie tyd opgetree het. En hierdie afvaardiging moet vir Jesaja vra, Jesaja, dis wat die koning van Assirië sê? Hy sê, gaan ons vernietig, en ons moenie op God vertrou nie. Wat sê jy as profeet? Wat sê jy as geestelike leier van die volk? En die Bybel sê, en toe die dienaars van koning Hiskia by Jesaja kom, sê Jesaja vir hulle, so moet julle nou vir koning Hiskia, julle Heer antwoord. So spreek die Here. H-E-R-E, hoofletters, die ewige verbondsgod. So spreek die Here, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van Assirië my gelaster het nie. Kan jy sien wat gebeur hier? Hulle het gepraat met die onderdane van koning Hiskia, nou sê Jesaja, dat hierdie koning van Assirië God gelaster het. Hulle het eintlik in opstand gekom teenoor hom. Vers 7, kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerig hoor en na sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. 2 Konings 19 vers 15, koning Hiskia nou, verootmoedig hom voor die Here, en die Bybel sê, en Hiskia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here, God van Israel, wat op die Gerub stroon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak. En U moet tog net let op die woorde, ons gaan nou sien hoe wow dit is, as Hiskia sê, dat die Here is die God wat op die Gerubs troon. Ons gaan nou sien hoe wonderlik dit eintlik is. Hy sê, U is die alleen God van al die koninkryke van die aarde, vers 16. O Here, neig U oor en luister. Open die oë, Here, en kyk, en hoor die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Verlos ons dan nou tog uit sy hand, Here onse God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, Here, alleen God is. Toe laat Jesaja die seun van Amos Hiskia weet, so spreek die Here, die God van Israel, wat jy tot my gebid het in sake Sanherib, die koning van Assirië, het ek gehoor. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy bid, dan hoor die Here jou. Maar Gerard, ek voel nie die Here hoor my nie. Dit gaan nie oor gevoel nie. Dit gaan oor geloof. Ek weet God hoor. Want sy woord sê so. Dis die beloftes wat hy vir ons in sy woord gee. Geloof is juis, al sien ek hierdie God nie, al sien ek nie hoe hy sy oor neig na my nie, dan weet ek hy hoor my, omdat hy die ewige God is, wat vir ons in sy woord sê, hy sal ons nie begewe en verlaat nie. En hoor nou wat gebeur. Ek gaan vir die uiteinde lees. 2 Konings 19 vers 35. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. Ons het net een so polisman nodig in ons land. Dan het ons vrede. Onthou jy wat het Jesaja gesê? Wat het Hiskia gebid? Hierdie engele wat magtige wesens is, God is die een wat bo hulle is. Hy's bo die gerubs, hy's bo die engele, hy het hulle geskape, hy's magtig om ons te red. En in hierdie geval sien ons dat die Here hierdie engel stuur, 185.000 Assiriërs word verslaan, en toe hulle die môre vroeg hulle klaar maak, was dit almal dooie liggame, en Sanherib die koning van Assirië het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive gebly. Hoor wat gebeur met hierdie koning, wat vir koning Hiskia gesê het, luister, jou God kan jou mense nie verlos nie. Vers 37, en toe hy hom neerbuig, dit is die koning van Assirië in die tempel van sy God Nisrog, het sy seuns Adramelech en Sareser hom met die swaard neergeslaan, maar hy het ontvlug na die land Ararat, en sy seun Esar-Haddon het in sy plek koning geword. Die wêreld smaad God tot vanmôre toe. Maar ek wil vir u vra, skep moed. Daar gaan 'n dag van afrekening kom. Dit het vir my so opgeval terwyl ek hierdie boodskap voorberei, vriende, dat tye nie eintlik veel verander het nie. As u die nuus luister, dan sal u sien dat nasies in oorlog met mekaar is. Mense haat mekaar tot op hierdie môre. Die een probeer 'n groter magsvertoon lewer as die ander ene, en die een sê ek gaan my knoppie druk en jou land vernietig, en die ander een sê pas op, my knoppie is groter as joune. Ek het meer wapentuig as joune. Ek kan jou land in 'n oomblik vernietig, en tot vandag toe is hierdie magspel
nog aan die gang en die nasies vergeet dat daar 'n God in die hemel is wat oor koninkryke regeer. Dank die Here, in Suid-Afrika is daar nog nie volskaalse oorlog nie. En tog, vriende, sien ons volgens statistieke dat meer mense 'n jaar in Suid-Afrika sterf weens moorde en weens misdade as in oorlog gestuisterde gebiede. Dit kan 'n mens soms benoud maak, dit kan jou soms wanhoopig maak, soms vreesagtig en sonder krag laat om jou dagtaak ten uitvoer te bring. Want ons is mens, ons hoor, ons sien, ons kyk en ons vrees. Dan wil ek jou vanmôre herinner aan dat die God van 'n Hiskia, die God van 'n Abraham, Isak en Jakob is nog steeds dieselfde verbondsgod wat vir ons sê dat die hare op ons hoof getel is. Glo jy dit? Selfs die ouens wat baie min hare het, kan weet dat die Here ook weet hoeveel daaroor is. Die beginsel, die gedagte dat alles van ons is bekend aan die Here. Die vrese waarmee jy vanmôre worstel en stoei, die Here is 100% bewus daarvan. Die Here het ons nog nooit beloof dat ons gevrywaar sal wees van rampe en gevare nie, maar een ding weet ons, dat die Here vir ons 'n toevlug is, dat hy vir ons 'n bergvesting is, dat hy die God is op wie ons kan vertrou. En as die vrees ons oorweldig, is daar een uitkoms en dis om na God te vlug. Dis om jou toevlug in die Here te vind. Mense kan ons tydelik skade aandoen, ja, mense kan selfs ons lewe neem, maar ons siele is ewig verborge in hierdie wonderlike God, wat deur Christus ons vrygekoop het, en vir ons sê dat daar 'n heerlikheid voor lê, waar geen pyn, hartseer, droefheid en smart sal wees nie. In 'n interim tyd, vriende, vra ek jou, vertrou jou weg aan die Here oor, en besef dat daar nie 'n haar van jou hoof sal afval, sonder dat die Here dit weet nie. Ek sê dikwels vir mense, dit help nie, jy staan op en leef in vrees, daardie dag nie. Daar's mense wat hulle self toesluit in hulle huise, want hulle vrees, sê nou ek maak 'n ongeluk, sê nou iemand beroof my, sê my iemand steek my met 'n mes, sê nou daar's 'n rooftog by 'n winkel waar ek miskien inkopies gaan koop, sê nou hulle kaap my. Luister, dis nie vir my en jou om te bepaal wat met ons gaan gebeur in die dag wat voor lê nie. Wat ons kan doen is om ons weg aan die Here toe te vertrou. Hier sit ons vanmôre in die nuwe Suid-Afrika, wat in duie stort, na hoeveel jare in veiligheid in hierdie kerkgebou. Ons het gery met karre, ons het geëet, en gister het ons gebraai. In hierdie land wat in chaos gehul is, wanneer laat ons God gedank vir hierdie voorregte? In plaas van om heeldag bekommerd te wees oor alles wat miskien met ons kan gebeur. Volgens statistieke sê hulle dat 90% plus dinge wat mense vrees nooit oor hulle sal kom nie. Hierdie Psalm is geskryf met die doel om vir ons te sê dat die getroue God van Hiskia ook die getroue God van die skrywers van hierdie Psalm 46 is, en hy is dieselfde God wat vandag heers op die troon van die hemel. Ek vra jou vanmôre, wat doen jy as jy 3 uur in die oggend wakker word met 'n beklemming in jou hart? Wanneer jy wakker word en jy vra vir jouself die vraag af, wat gaan word van ons? Wat gaan word van my kinders en my kleinkinders? Waarheen is alles op pad? Wat doen jy? Daar is net een antwoord. Daar is net een oplossing. Vlug na hierdie God. Hy is ons toevlug, hy is ons beskutting. Wanneer die weer buitekant geweldig erg is, vlug ons na 'n plek van veiligheid. Wanneer omstandighede moeilik is, onthou, hy is die goeie herder, wat sy lewe afgelê het vir sy skape. Hy sê vir ons, hy lei ons na waters waar rus is. Psalm 121 sê, hy sluimer en hy slaap nie. Ek sê dikwels vir my gesin, en ek praat dikwels met hulle daaroor, ek kan nie polisieman wees in die aand en in die dag werk nie. Ek het nie die krag nie, ek het nie die vermoë nie. God gee my soveel ure 'n dag om te werk, dan moet ek gaan rus en slaap om my krag te hernie. Hy is die God wat nie sluimer en nie slaap nie. Hy is die een wat die goeie werk in ons begin en hy sal dit voleindig, Filippense 1:6. Die Bybel sê vir ons, hy is die een wat al ons ongeregtighede vergewe het. As ek wakker word in die aand en daar's benoudheid, miskien oor die omstandighede in land, miskien oor my wandel met die Here, miskien my kinders of wat ook al, dan begin ek bid. En dan roep ek na die God van hemel en aarde, want ek weet hy hoor. Die Bybel sê in Johannes 14, hy sal kom om my weer te kom haal. En terwyl ek roep en bid, baie interessant, dan raak jy weer aan nie slaap.
En jy word wakker en jy sê, ek het nuwe moed, 'n nuwe krag vir hierdie dag. Wat lê vir my voor, ek weet nie. Dis nie vir my beskore om te weet nie. Dank God, hy wys ons nie alles wat vir ons voorlê nie. Dan sou u en ek verseker nie eens wou gaan slaap het nie. Maar hy is die getroue God. Hoor wat sê die Bybel nog so 2 of 3 verse, dan kom ons by die tweede gedagte. Psalm 62 vers 8, by God is my heil en my eer. Die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd. O volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. God is vir ons 'n toevlug. Sela. Psalm 91, die baie bekende psalm, nou luister, baie mense gebruik dit amper as 'n mantra of as iets, hulle plak dit in hulle vensters daar by die huis of voordeur of in hulle kar en hulle sê, ek sal nooit in 'n ongeluk kom nie, as sal nooit iets met my gebeur nie. Dis nie waaroor hierdie psalm gaan nie. Hierdie psalm gaan oor die grootheid van God en ons kan in sy skaduwee, kan ons veiligheid vind. Dink by jouself, wat se veiligheid bied 'n skaduwee? Nie veel nie, né? Miskien so bietjie as die son skyn, kan ou bietjie in die skadu gaan staan, maar eintlik oor die algemeen bied skaduwee eintlik vir ons geen beskutting en beskerming nie. Maar hoor wat sê die Bybel, as jy in die regte een se skaduwee skuil. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Watter koning op aarde, watter leier op aarde, watter president op aarde kan sê, ek is die Almagtige? Ons kry 'n paar van hierdie stupid predikers op televisie, wat sê, I'm God Almighty. Manne sonder verstand, manne wat ander wil leer, maar hulle het self nog nie by die kruis uitgekom nie, en ons bid dat die Here hulle genade sal gee om hulle sonde raak te sien. Maar daar is niemand in die hemel op aarde, behalwe die God van die Bybel, wat kan sê, hy is die Almagtige nie. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red, uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Want u Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Want hy sal sy engele aangaan die jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Teruggedink aan my eie lewe. Ek is deur baie benoudhede, die jare wat ek in die onluste polisie was, deur baie benoudhede. Daar was hoeveel kere wat my lewe geneem kon word. Hoekom is ek vanmôre nog hier? Want God is in beheer van my lewe, van jou lewe. Vertrou hom, hy is ons toevlug. Hou op lewe in vrees, want God is ons toevlug en ons sterkte, die een op wie ons kan vertrou. Ag, daar is nog een versie, dan kom ons by die tweede gedagte. Die naam van die Here is 'n sterk toren. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. In antieke tye het volkere letterlik na hierdie sterk torings gevlug, hulle self, veral hulle vroue en kinders daarin toegesluit, om hulle te beskerm teen die vyand, en die Here sê vir ons, dat hy, die naam van die Here, en sy naam, vriende, is geweldig selfverklarend, alleenwyse, almagtige, ewige, genadige, barmhartige, liefdevolle God, God van geregtigheid, God van alle sterkte. Vlug na hom vanmôre, wat ook al jou probleem is, wat ook al die vrees in jou lewe is, wat ook al die sorge en laste wat jy dra. Hy is die een. Moenie dat vrees jou vreugde en jou blydskap steel nie, maar weet dat die Here, hierdie mighty fortress, is our God. Tweede gedagte, laaste gedagte vanmôre. God weet wat hy doen. Kom ons vertrou hom. Baie keer sê 'n man vir sy vrou, as hy vir hom sê, gaan hierdie ding uitwerk, gaan daar genoeg finansies wees, jy's besig om planne te skiem hierso, gaan daar genoeg wees, dan wat sê die man? Vertrou my baby, moenie worry nie, alles is onder beheer, en as dinge nie lekker uitwerk nie, dan is die man meer in die motorhuis as in die huis, want hy weet nie hoe om te verduidelik nie. By die Here is dit nie so nie. Ons kan hom vertrou. As hy vir ons iets sê, kan ons hom vertrou. Want hy is nie die God wat kan lieg nie, hy kan nie foute maak nie. Hy kan nie teruggaan op sy voetstappe en sê, ek moet myself net korrigeer nie. Hy is die getroue verbondsgod. Hoor wat sê die Bybel. Aan die een kant het ons nou gesien, die stryd, die berge wat wankel en alles. Die volgende vers gee vir ons die rustigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. As die Here
in jou lewe is, sal dit nie wankel nie. Ek kan jou daardie waarborg gee. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryk het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Dr. Warren Wiersbe beskryf, hy sê, take your hands off and let God be God. Daar is tye wat ons moet erken en sê, Here, ek het nou op hierdie punt gekom, dat ek geen antwoord het nie. Miskien het ek al so droog gemaak, Here, ek sien nie uitkoms nie. Ek wil my hande afhaal van u werk. Ek wil u vertrou dat u vir my die uitkoms sal gee. Dit kan wees, vriende, in jou geestelike lewe, dit kan wees in jou huwelikslewe, dit kan wees met stryd by jou werk, met jou familie, met jou vriende, dit kan 'n geestelike stryd wees, wat ook al. Is dit noodsaaklik om te weet, dat ons die Here moet toelaat. In die sin, vriende, onthou net, ons kan sy wil weerstaan. Die Bybel sê, ons kan sy wil weerstaan deur sonde, deur ongeregtighede, deur te weier om ons knie te buig. As jy waarlik kind van God is, sal die Here jou tugtig. Ons weet dit. Maar kom ons buig en sê, Here, hier is ek. Ek wil my hande afhaal van u werk. Ek wil my hande afhaal van hierdie situasie. Ek wil in gebed u vertrou om vir my die uitkoms te gee. Wat het koning Hizkia aan die volk gedoen om die koning van Assirië weg te dryf, uit te dryf, dat hulle nie die land sou oorneem nie? Niks. Hy het gebid. En die Here stuur verwarring. En die Here stuur sy engel om hierdie mense uit te wis. En kom ek vat hier na 'n paar voorbeelde, verskillende scenario's. Daarmee sluit ek af om net vir u te sê, daar's verskillende scenario's wat ons aan die voete van die Here kan neerlê. Onthou u die volk Israel trek uit Egipte land, was koning Farao inskikkelik, was hy 'n ou toe Moses vir hom sê, die volk Israel wil trek en wil gaan aanbid in die woestyn, toe sê Farao, geen probleem. My mense sal vir hulle padkos gee en ons wens hulle 'n voorspoedige reis toe. Was daar so iets gewees? Nee, die Here moes 9 plaag gestuur het. En by die 10de plaag, die dood van die eersgebore kinders, en toe jaag Farao hulle weg. Vat julle goed en loop. En die Bybel sê vir ons, hulle was net so entjie weg gewees, toe besluit Farao, maar luister, wie gaan my stene maak? Wie gaan my stede bou? En hy stuur sy soldate agter hulle aan, en hoor wat sê die Bybel, Exodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Ons lees nie dat Israel 'n swaard opgetel het nie, ons lees nie dat Israel geveg het teen die Egiptenaars nie, ons lees dat die Rooi See oopgegaan het, die volk trek droogvoets deur, ons sien dat die see toe gaan, en in 'n oomblik sing Miriam en die vrouens hier die wonderlike lied, o Here, wees soos u onder die gode, Here, wees soos u, verheerlik in heiligheid, in roemryke dade, een wat wonders doen, Here, wees soos u. Somtyds moet ons meer bid en meer vertrou as wat ons iets probeer doen aan ons situasie. Partykeer is ons te veel besig om te probeer, verskoon die mooi Afrikaans, te scheme. En ons kom nie agter dat ons eintlik besig is om ons lewens te kompliseer. En daar's nog 'n geval wat ek vir u wil noem. Onthou u die vrou Naomi en die skoondogter Rut die Moabitiese? Hulle man sterwe. En hier kom hierdie 2 weduwees terug na Israel. En die Bybel sê vir ons dat hulle eintlik oorgelaat is aan hulle eie lot. In daardie tyd het weduwees nie pensioenfondse gehad nie. Hulle was uitgebuit deur die leiers. Baie keer verarm, baie keer was hulle eintlik half oorgelaat aan die genade van ander mense en baie swak behandel. Die Bybel sê vir ons dat die Here op 'n besondere manier vir Rut lei na Boas se land. Daardie wonderlike liefdesverhaal wat ons nou dag oor gepreek het, onthou u, die reeds uit die boek Rut. En hoor wat sê die Bybel vir ons. Nadat Rut die eerste keer was by Boas se land en die tweede keer daar was, sê die Bybel vir ons dat Naomi vir haar gesê het, sit stil my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. Jy sal onthou wat hier gebeur het, daar was 'n ander persoon wat eintlik die eerste reg gehad het op Rut se hand.
Die Bybel sê vir ons, hierdie man wou nie vir Rut neem nie, en Boas sê, hy gaan sit in die stadspoort, en hy sê, hierdie vrou is 'n deegsame vrou, en ek wil haar neem. Eintlik iets ongehoords. Dat 'n man 'n weduwee sal neem, vanuit 'n ander volk en uit 'n ander geslag, en tog ontferm die Here hom oor Rut en oor Naomi. En die Bybel leer vir ons dat Rut in die geslagregister van Jesus opgeteken is. Lees Matteus die 1ste hoofstuk vir uself. Ek vra jou vanmôre, wat is jou situasie? Miskien is jy so vanmôre soos 'n Rut. Miskien is jy ook 'n weduwee. Miskien is jy vanmôre aan die einde van jouself. Jy weet nie watter kant toe nie. Dit voel of alles vir jou in duie stort en jy weet nie watter kant toe nie. Dan vra ek vir jou, neem jou toevlug na die Here. Vra hom vir wysheid, vra hom vir insig. Die Bybel sê hy het 'n besondere belang in die wees en die weduwees. Miskien is jy 'n weewenaar vanmôre, miskien sit jy in finansiële stryd, miskien is daar krisisse in jou huis en in jou lewe, dan vra ek vir jou, sit stil en wag op die Here. Daardeur sê ek nie as jy vanmôre werkloos is, dat jy moet wag, dat die kraaie vir jou brood bring, en die pyp van jou buurman bars, dat jy water kan hê nie. Dis nie wat ek sê nie, die Here sê dat ons eer daarin stel, om met ons eie hande te werk. Maar daar kom tye wat ons moet stil sit en sê, Here, ek het alles in my vermoë gedoen. U ken die stryd, u ken die probleme, u ken die vrese, ek vra u dat u sal ingryp. Daar is nog 'n geval wat ek vir u wil noem, Habakuk. U sal onthou dat die Babyloniërs die volk Israel wou in ballingskap wegvoer. Ons lees dit, hulle het hulle later in ballingskap weggevoer. Maar die Here kom sê aan die profeet Habakuk, wat ons van Habakuk onthou, al sal die vyeboom nie bot en daar geen drywe aan die wingerdstok wees nie, nogtans sal ons jubel in die Here. Maar voor dit moet u gaan lees Habakuk se worsteling in sy siel. Gaan lees hoofstuk 2. Habakuk worstel met God. Hy sê, Here, gaan u volk oorgee aan hierdie bose mense? Sien u ons nie? Hoor u ons nie? Gee u nie om vir ons nie? Gaan lees Habakuk. Maar in vers 20 staan daar, maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Baie keer is ons in situasies omdat ons foute en sonde in ons lewens toegelaat het. Foute begaan het, sonde toegelaat het, nou sit ons. Ons het alles in ons vermoë probeer doen om oplossings te kry, en dan moet ons op 'n punt kom en sê, Here, sal u vir my die saak beredder. Wat ook al die uitkoms weet ek nie, maar ek weet u is in beheer, en help my om een dag op 'n slag te vat. Ek pleit vanmôre by jou, hou op te ver in die toekoms kyk, hou op te veel lewe in die verlede. Lewe vandag, die hier en nou. Die Bybel sê in Matteus 6 vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek pleit vanmôre by jou, dat jy vir 'n paar oomblikke sal stil sit en weet, dat die Here is in beheer. Hy regeer in die hemel en op aarde. Psalm 30 vers 5, Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Want 'n oomblik is daar in sy toorn 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek wil vanmôre by jou pleit, dat jy God sal sien, as hierdie liefdevolle, genadige, barmhartige God. Straf hy ons sonde? In Christus het hy ons sonde gestraf. Tugtig hy ons as ons nie wil luister nie? Ja, verseker om ons terug te bring op die pad. Maar weet een ding, daar is 'n oomblik in sy toorn. Dan kom daarvoor. Daar is 'n lewe in sy goedgunstigheid. Om elke dag te leef onder sy genade hand, om te weet dat hy 'n goeie werk in my begin het, en hy sal dit voleindig. Ek sluit af Psalm 143 vers 8, laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel tot u op. Waarmee begin jy jou oggend? Is dit die selfoon wat jy oopmaak en jy dink, ek het vergeet om hierdie ou te kontak. Kan jy glo, hierdie stupid ou het vir my 2 uur vanmôre boodskap gestuur? Of gaan jy in die oggend na jou binnekamer en jy sê, Here, op u vertrou ek. Hierdie dag wil ek aan u oorlaat. Gee my wysheid om vandag te lewe. Begin jou dag reg met die Here. Laat jou weg aan die Here oor.
dat hy vir jou kan sorg. Warren Wiersbe beskryf, hy sê, get your eyes off the sinking world and remember that God is your strength. Miskien gaan dit vanmôre goed met jou. Gaan goed in jou huis, goed met jou huwelik, goed by jou werk, alles is redelik goed in jou lewe. Dit loop klop disselboom. Dan wil ek nog steeds vir jou sê, hou jou oë op die Here. Want is ook hy wat vir jou hierdie goedheid en genade skenk. Miskien val jou lewe vanmôre uit mekaar. Dan vra ek jou, onthou, die wêreld is besig om te sink in ellende. Rig jou oë op Christus. Hy is die leidsman en volëinder van ons geloof. Ons het vanmôre uit hierdie psalm gekyk na God is ons toevlug, ons hoef nie te vrees nie. Hy is ons rots en sterkte, ons sal nie wankel nie. Daardie punt het ek nie hanteer en terwille van u in die tyd. God weet wat hy doen, kom ons vertrou hom. Dan wil ek afsluit met gesang 353. U onthou ons sing hom, aan u o God, my dankgesange. Ek wil vir u gou lees wat sê vers 2. By u laat ek met stil vertroue al my bekommernis vannag. U Gees sal my in die vertroue ook voortlei in die nuwe dag. U stel self aan die bose perke. U het ons vir u diens bevry. Laat doen ons Heer die goeie werke deur Jesus vir ons voorberei. Vers 3 sê, u was my toevlug in gevare, u hand het my gevoed gelei, u was in al wat ek ervaar het, in voor- en teespoed, naby, glo jy dit? In voor- en in teespoed was hy naby. Deur nagrus wil u weer ons kragte herstel, na liggaam en na gees. U sluimer nie, ook deur die nagte sal u steeds die getroue wees. Dank Vader, dank vir u genade. Dis onverdiende guns alleen. Beoordeel u na reg diep my dade, waar sal ek skuil, waar vlug ek heen? Maar nee, ek mag, ek wil nie vrees nie. U spreek my vry om Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommerd wees nie. In hom is rus vir my gemoed. Ons as kinders van die Here moet anders wees as die wêreld. Waarom? Want ons het die God van die Bybel, wie ons God is. Die een wat naby is, die een wat vir ons rus in ons gemoed kom gee. Ek pleit by u vanmôre om uit Psalm 46 hierdie groot waarheid te sien, en dat u hierdie waarheid ter harte sal neem, en dat u vanmôre as u huis toe gaan, die Here sal dank dat hy 'n toevlug is en 'n sterkte. Dat ons hand sal afhaal van dit wat ons miskien dink ons kan beter doen as die Here. En ons oorrig na hom, die een in wie ons veilig is. Kom ons sit so, dan gaan ons 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre weet, dat u ons toevlug en ons sterkte is, die God op wie ons kan vertrou. Ons weet, Here, dat die lewe somtyds baie dinge na ons kant toe bring, somtyds deur ons eie foute, ons eie sonde. Is daar baie dinge wat met ons gebeur en dinge wat na ons kant toe kom, maar bid ons, dat ons in stille en vaste vertroue sal besef dat hierdie is die slegste lewe ooit. Die beste lê voor, wanneer ons u in u heerlikheid sal sien soos u is. Baie dankie dat u waarheid, Here, geanker is in u beloftes, u woord, en dat u vir ons baie duidelik in u woord sê, God is geen man, dat hy sou lieg, of 'n mensekind, dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen, of iets spreek, en dit nie waar maak nie. Daarom kan ons met vaste vertroue hierdie dag en hierdie week tegemoet gaan, want as u vir ons is, Here, wie kan teen ons wees? Baie dankie vir hierdie waarhede, maak dit vas in ons harte, seën ons en maak ons 'n seën verander. Ons bid dit tot u eer en tot verheerliking van u naam. Amen.